Alle volke klap met die hande, juich tot eer van God. Verhef jou stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam. Hy is koning ewig, in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam. Die ewig koning skep tot sy genade. Hy is koning ewig in die hemel en op aarde. God en heel die nasies juich vir al sy skepingsdaad. Sing dan saam, lof en prys sy grote naam. Hy is koning ewig, in die hemel en op aarde. Sing dan saam, lof en prys sy grote naam. Die ewig koning skenk ons sy genade. Sing dan saam, lof en prys sy grote naam. Hy is koning ewig, in die hemel en op aarde. Sing dan saam, lof en prys sy grote naam. Die ewig koning skenk ons sy genade. Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se uitsending van Kruispaaie, die Kruispaaie Bybelstudie. En soos wat Bertus gisterand gesê het, begin ons vanaand met 'n nuwe reeks, en dis getiteld God se missie. En voor ons verder gaan, kom ons bid net saam. Ons hemelse Vader, ons dankie dat ons vanaand na U toe mag kom. Ons dankie, Here, dat ons U mag nader in die naam van Jesus Christus. En ons vra, Here, dat die kosbare bloed van Jesus Christus vanaand so oor almal van ons sal wees wat in hierdie Bybelstudie deelneem. Aan vir my wat hier praat, Here, en vir die wat aanhoorders is van dit wat ons gaan praat. En Here, ons wil eers die dank aan U bring, dat U Uself aan ons geopenbaar het, en soos ons Sondag so mooi gehoor het, Here, dat niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, en niemand ken die Vader nie behalwe die Seun, en aan elkeen aan wie hy dit wil openbaar. En daarom eer ons U, Here Jesus Christus, dat U die Vaderhart van God kom openbaar het, en dat het ons harte geraak het, dat ons die liefde van God gesien het, Here, dat ons sondige toestand gesien het, en dat U na ons toe gekom het met verlossing, en ons eer U vanaand daarvoor. Vader, ons wil vanaand vir U dankie sê vir die woord van God, omdat U gesê het dat in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. En in hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense. Here, ons dink aan die belofte wat U vir ons gegee het in die Nuwe Testament, dat hierdie Bybel, hierdie woord van God, wat U sê, die woord van God is lewend, en dis kragtig, en dis skerper as enige tweesnydende swaard, en dit maak skeiding tussen, of dit dring deur tot die skeiding van siel en gees, en van murg en gebeente. En dan sê U woord, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. En ons dankie, Here, dat elkeen van ons is oop en bloot voor die oë van die Here onsse God. Dankie vir Jesus Christus, dankie vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En o Heilige Gees, ons is totaal afhanklik van dat U vanaand, Here, deur U Gees, Here, die letters, die woorde sal lewend maak. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, diebares, ons gaan vanaand dan begin met hierdie God se missie. En voordat ek dit daaroor begin praat, wil ek graag vir ons 'n gedeelte lees om te hoor wat sê die woord van God oor die woord van God.
En afgesien van Psalm 119 is Psalm toevallig ook Psalm 19. Praat dit so mooi en ek wil dit vir u lees. Ek wil vir u lees van vers 8. Van Psalm 19 vers 8, daar staan: Die wet van die Here is volmaak. Wat doen dit? Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Wat doen dit? Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg. Wat doen hulle? Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Wat doen dit? Dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein. Wat doen die vrees van die Here? Dit bestaan tot in ewigheid. In Engels, die een Engelse vertaling sê, the fear of the Lord converting the soul. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja as baie fyn goud, en soeter as heuning en heuningstroop. Ook word u knegt daardeur gewaarsku, en in die onderhouding daarvan is groot loon. Die afdwalinge, wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is. Hou u knegt ook terug van moedswillige sondes. Laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortredinge. En dan sluit hy af met hierdie pragtige vers wat sê: Laat die woorde van my mond, die oordenkinge van my hart, welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Nou, ons moet vanaand 'n groot gedeelte dek. En as jy daaraan dink, die onderwerp van vanaand is dan die inleiding tot die Ou Testament. En die Ou Testament begin by Genesis, dit eindig by Maleagi, en ek dink dis 'n tydperk van omtrent 3600 jaar. Dan het jy 400 jaar tussen Maleagi en Matteus, en dan kom mens onder die indruk van hierdie antieke woord, die woord van God, hoe alles bestaan het. En toe ek dit voorberei het gister, toe kom hierdie koorgedeelte, of die Bybel, die Christelike liedjie, kom dit weer in my gemoed, wat ek al gedurende hierdie Bybelstudies vir u aangehaal het, en vergun my om dit weer vir u te noem. Die woorde sê, Holy Word, long preserved, hierdie, the word of God, holy word, long preserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient word, let it impart. Words of life, words of hope, give us strength and it help us to cope. In this world wherein we roam, ancient word will guide us home. In die koorgedeelte, ancient word, ever true, changing me and changing you. We have come with an open heart, oh let the ancient word impart. En dit is my bede ook vanaand, dat die Heilige Gees, soos wat ek gebid het, die woorde lewend sal maak, want dit is 'n taamlike uitdaging om onderhoudend te praat oor geskiedenis. En vanoggend vroeg toe dink ek daaroor en ek bid daaroor, oor die Ou Testament, en toe kom iets by my op wat ek nie beplan het om te doen nie. Ek gaan studeerkamer toe, daar's 'n sekere boekie, en ek wonder nou, waar kan ek die boekie kry? Ek draai om en hier vind ek die boekie, en ek wil vir u vanaand net gedeelte daaruit lees, net om te wys uit die goddelike inspirasie van die woord van God. Nou, hierdie boekie het ek gekoop, ek dink in 2002, 2003, ek weet nie, in Amerika toe ons daar was. Dis 'n boekie wat geskryf is deur Chuck Missler, en die boekie se naam is The Hidden Treasures in the Biblical Text. Ek wil vanaand vir u net, vir interessantheid, net om vir u van die begin af te wys, hoe dat van die begin af die woord van God geïnspireer is deur sy gees. En die eerlik wees, wanneer ek by
geslagsregisters kom in die Bybel, dan ek slaan dit oor, want is vir my net 'n klomp name, maar gelukkig is daar mense wat dit nie oorslaan nie, en wat werklik 'n studie maak van elke naam, en ek wil vir u net die name lees van 'n geslagsregister vanaf Adam tot by Noag. Ek gaan vir u net die name lees. Ons het Adam, Adam, die betekenis van die naam Adam is mens of man, 'n man, 'n mens. Dan sy seun was Set, die naam, betekenis van sy naam is aangewese. Enos was Set se seun, sy betekenis van sy naam is sterflik. Dan was Enos se seun was Kenan. Kenan beteken sorrow, verdriet. Dan Mahalalel was Kenan se seun, dit beteken die geseënde God. Dan Mahalalel se seun was Jared, en Jared beteken hy sal neerkom. Dan was Jared se seun was Enoch. Enoch het met God gewandel. En Enoch beteken leer. Dan Enoch se seun was Methuselah. En Methuselah beteken sy dood sal bring. En dan Lamech beteken the despairing, die wanhopige. Lamech se seun was Noag. Noag beteken vertroosting of rus. Nou indien jy hierdie, ek wil dit eers vir u in Engels lees, indien jy al hierdie name bymekaar sit, dan staan daar man, hulle het werkwoorde tussenin gesit, man is appointed a mortal sorrow, but the blessed God shall come down teaching that his death shall bring to the despairing hope, comfort. Ongelooflik. Mens is aangewys as 'n sterflike, met sterflike verdriet, maar die geseënde God sal neerdaal om te leer, en sy dood sal vir die wanhopiges vertroosting bring. Dit is vir my ongelooflik, dat en dan verder skryf hy, in hierdie opsomming van God, hier is die opsomming van God se plan vir redding, en hy sê, ek sal my nooit laat oortuig dat 'n klomp rabbies het beplan om God se plan van redding soos uitgesit deur die Christelike evangelie in te bou in die begin, in 'n geslagsregister, maar dit is die geïnspireerde woord van God. Ek wil net vir u nog iets lees uit 'n tweede gedeelte, en verskoon my as ek dit vir u in Engels lees, want ek kan dit nie so vinnig vertaal nie, en ek wil nie baie tyd afvat, maar ek wil u net wys op dinge in die Bybel wat ons aanvaar dit net of ons lees daaroor. En dit gaan oor die getal 7. Ek wil dit net vir u vinnig lees. We encounter the 7 days of creation in Genesis, the 7 feasts of Israel, the 7 days of rain after Noah entered the ark, 7 days between the doves. Jacob served 7 years for each of his 2 wives. Dan die 7 van Farao se droom, die 7 are, die maarare en die vetare. Dan in die tabernakel was daar 7 verskillende meubelstukke. Dan die 7, the repeated use of 7 in the Levitical priestly instructions, die 7 weke van die feeste. Dan die 7 priesters wat met 7 trompette 7 keer om Jericho moes geloop het. Die 7 nasies van Kanaan. Salomo het 7 jaar gewerk aan die tempel. Naaman moes hom 7 keer was in die rivier. In die boek Openbaring vind ons die 7 kerke, die 7 lampstanders, die 7 sterre, die 7 seels, die 7 horings, die 7 geeste van God, die 7 engele, die 7 trompette, die 7 donderslae, die 7 krone, die 7de laaste pla, die 7de 7 bowls,
weegskale. Die 7 konings, and there are many more sevens, but much more subtle in their presence. En net om vir u te wys, hierdie is vir ons alles tekens, dat hoe kan mense, ek het nie beplan eers om hieroor te praat nie, maar hoe kan, die Bybel is geskryf deur 40 verskillende mense, oor 'n tydperk van 1500 jaar vanaf 3 verskillende kontinente. Hoe kan mense wat nie van mekaar geweet het nie, baie het nie van mekaar geweet nie, dieselfde ding beklemtoon, en dit is die bewys van die geïnspireerde woord van God. Nou vir baie mense is die Bybel 'n vreemde boek. Dis die wêreld van die Bybel is ook vir hulle vreemd en hulle voel ongemaklik daarmee. En die doel van hierdie nuwe Bybelstudie wat ons nou gaan begin, gaan wees, ek gaan vanaand net aan sekere punte aanraak, en die aanbieders wat na my kom, gaan dit meer in detail behandel. Nou, indien ons kyk na die eerste skyfie, dan sien ons daar staan die oorsig. Nou, dit gaan alles nou oor die inleiding tot die Ou Testament. Ons gaan lees van die voorbereiding, dan van die bewaring van God se woord, dan die dele, verskillende dele in die Ou Testament, en dan die periodes. By die Pentateeg sal ons nou nie vanaand kom nie. Nou, in 'n oorsig oor die Ou Testament sal hierdie deel van die Bybel op so 'n manier aan ons bekend gestel word, dat dit die Bybel wat vreemd voel vir u sal verander van 'n geheimsinnige boek, dat u meer vertroud raak met die inhoud. En ek het, om eerlik te wees, ek het gedink om 'n geskiedkundige oorsig te hou oor die Ou Testament gaan vir my werklik 'n uitdaging wees, want hoe bied mense dit aan? Maar net soos met al die vorige Bybelstudies, moet ek eerlikwaar sê, dit was vir my, ek het weer eens baie dinge daar van geleer. En ons gaan vanaand kyk na die hooftemas van die Ou Testament en hoe dit alles in mekaar inpas. Ons gaan leer oor die geskiedenis van Israel. Dit sal met die tyd kom. En dan ten laaste sal ons die hoofboodskap van elke boek van die Ou Testament leer ken. Met ander woorde, ons gaan 'n beter oorsig hê van die Ou Testament. Nou, in 'n verdere beskouing van die Ou Testament sal ons 'n kort studie van die inhoud, dit sal dan later gedeelte kom. En dan gaan ons kyk na die primitiewe, die pargiale en die mosaïek tydperk. In besonder gaan dit meer ook behandel word. Nou, as ons kyk na skyfie nommer 2, die voorbereiding van die Ou Testament, dan sien ons dat God het deur 4 stadiums in die voorbereiding van die Ou Testament as gids opgetree. God bring die openbaring. Hy is elke keer die een wat dit initieer. God bring die inspirasie van sy gees in ons as nietige mense, of diegene wat dit skryf. Dan die versameling, hoe dit by mekaar kom, en dan die vertaling. Nou kom ons kyk net eers na die inspirasie. Vandag sê die liberale hedendaagse kenners, beskou die Ou Testament as die geskiedenis van die Joodse godsdiens, Israel se soektog om God te vind en te verstaan. Maar ons kan hierdie beskouing nie aanvaar nie, omdat die Bybel beweer dat die Ou Testament deur God geïnspireer is. Ek wil vir ons 'n skrifgedeelte aanhaal om dit te bevestig wat ons uit die Nuwe Testament lees in 2 Timoteus. In 2 Timoteus, die bekende gedeelte wat sê, die hele skrif is deur God ingegee, die hele skrif, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in geregtigheid. Hoekom? Sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Nou die Nuwe Testament, of die Ou Testament, is meer as net 'n versameling van stories en gesegdes. En die Ou Testament is 'n boodskap van God aan mense. God het sy boodskap aan uitverkore mense geopenbaar en hulle gelei soos wat hulle daardie boodskap opgeteken het. Dit was vir die inspirasie van God. En God het nie
elke woord voorgesê nie. In plaas daarvan het hy diegene wat geskryf het gelei om te verseker dat die eindproduk in geheel die ware woord van God is. Nou gaan ons kyk na die Ou Testament geskrifte is deur God geïnspireer. En iemand het gesê, either the Old Testament is the word of God or Christ is not the Son of God. Want u sal sien later, wanneer ons gaan praat oor die onderwerpe, sal u sien dat die Seun van God is een van die onderwerpe wat in die Ou Testament voorkom. As ons nou gaan na die versameling en die nalating. Die laaste boek van die Ou Testament is ongeveer 400 jaar voor Christus geskryf. En die hele Ou Testament is daarna vir 2000 jaar per hand oorgeskryf van geslag na geslag. En dan ontstaan die vraag, hoe kan 'n mens nou seker wees dat ons 'n akkurate 'n kopie het van die oorspronklike geskrifte? En dit is vir my, toe ons gepraat het destyds oor die evangelies Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en hoe die Here elke persoon se persoonlikheid geken het om iets van hom uit te beeld. So het die Here die Jode gebruik wat presiese mense is. As jy kyk na alles wat so presies gedoen moes word in die Ou Testament, en hierdie mense het 'n baie streng prosedure gevolg om te verseker dat hulle dit korrek oordra. Hulle het byvoorbeeld nie woord vir woord oorgeskryf nie, hulle het letter vir letter oorgeskryf, in plaas van woord vir woord. En dan wat vir my interessant is, as hulle nou hierdie boekrol klaar geskryf het, nou kan jy dink die tyd wat dit geneem het, dan gaan dit na iemand anders toe, wat dit oorlees, wat bekend is daarmee. En wanneer daar meer as 3 foute was in daai hele boekrol, dan word die boekrol vernietig. Hoekom? Dat die korrektheid van die woord van God bewaar bly vir u en vir my, the ancient word of God. Dan, omdat hulle dan, as hulle die telroutine was so langdradig, dat die skrifgeleerdes later bekend gestaan het as tellers. Nou nie Absa en Standard Bank tellers nie, maar as tellers wat die letters getel het, elke woord is getel in die boekrol, elke letter is getel, korrespondeer dit, jy kan net dink die presiesheid daarvan. Dan tot in 1947 het ons vroegste Oud-testamentiese manuskrip was omtrent voor 900 jaar voor Christus gedateer. In 1947 is kopieë van 100 jaar voor Christus ontdek en dit was dieselfde. Daar was kommas of sulke klein foutjies, maar die inhoud het dieselfde gebly. Nou, in ons moderne vertaling, is ons moderne vertaling akkuraat? Ja. Vir ons wat die Bybel lees, is dit nog steeds die woord van God, soos dit oorgegee is aan Moses en aan die ander mense wat dit gedoen het. Dan kom ons nou, dan die gevolgtrekking wat ons kan maak, is dat die moderne vertalings is baie akkuraat, want ons het nou meer inligting beskikbaar as die vroeë Bybelvertalers. Die mense het meer kennis oor die antieke tale en gevolglik is dit baie akkuraat. Dan kom ons by skyfie nommer 3, die bewaring van die Ou Testament. Hierso sien ons dan, ja, ons het dit gesien, ons herhaal dit net weer. God het deur 4 stadiums, ons het gekyk na die openbaring, ons het gekyk na die inspirasie, die versameling en die vertaling. Dan die bewaring. Mense verwerp nie die woord, omdat die woord homself weerspreek nie. Hulle verwerp die woord, omdat die woord hulle weerspreek, omdat die woord van God ons aanspreek oor dinge wat in ons lewe verkeerd is en wat ons moet bekeer tot God en mense wil nie graag verander nie. Verskoon my.
Nou deur die eeue met die duiwel en die wêreld hulle bes probeer om die woord van God, die Ou en die Nuwe Testament te vernietig. En tog bly die Bybel jaar na jaar, bly die Bybel wêreldwyd die beste verkoper van alle boeke. Nou, die eerste aanval op die Bybel het gekom deur die Romeinse vervolging. En tydens die eerste paar eeue van kerkgeskiedenis het dit plaasgevind. En die vervolgers het probeer om die skrif te vernietig. Met ander woorde, vanaf die begin af was die sielevyand daar om die waarheid te vernietig, om die waarheid van die mens weg te neem, om die lig van die mens weg te neem, om die mens in onkunde en in duisternis te hou. En in sommige gevalle is Christene tereggestel, omdat die skrif in hulle besit gevind is. En God het sy woord bewaar, deur die moed en die leiding van sy kinders. Al het hulle in groot gevaar verkeer, het Christene die skrif getrou oorgeskryf en weggesteek. En gisterand, verskoon my, toe ek daaraan dink, toe dink ek, hoe groot gaan daai mense se beloning eendag in die hemel wees. Daai mense wat die skrif vir ons bewaar het, sodat u en ek vandag 'n Bybel kan hê. Mense wat dit weggesteek het, mense wat hulle lewe daarvoor gegee het. En dan, wanneer ek aan hierdie dinge dink, dan kom die laaste versie van daai liedjie weer op. En luister net nou hierdie woorde, wat hy sê, martyr's blood, martelaars se bloed bevlek elke bladsy. Martyr's blood stains each page. They've died for this faith, not for a book, for the faith in God. Hear them cry, daai mense wat die Bybels bewaar het, hoor hoe roep hulle uit die verlede uit. Heed these words, gee ag op hierdie woorde, and hold them clear, en hou hulle as waar, as suiwer. Die koorgedeelte, ancient word ever true, changing me, changing you. We have come with open hearts, oh let the ancient word impart. Kom ons kyk na die onkunde. Die tweede aanval op die woord van die Here was tydens die middeleeue, die donker eeue. En deur die korrupte en die magshonger Roomse Katolieke Kerk van destyds, het die Roomse Katolieke Kerk gelas dat slegs die kerk, net die kerk, kon die Bybel interpreteer. Die gewone man op straat was te dom, onkundig, en hulle was nie toegelaat om die Bybel vir homself te lees nie, want hy was glo nie in staat om dit te verstaan nie. In kerkdienste is die Bybel in Latyn voorgelees. Kan u nou dink as ek vanaand die Bybel vat en ek sê vir u amou, amas, amat, en ek begin vir u in Latyn te lees, wat sal u daarvan verstaan? Enige vertaling of verspreiding van die skrif was streng verbode, né? Tydens hierdie tydperk het baie oortuigde Christene probeer om die Bybel te vertaal en om dit beskikbaar te stel, maar hulle is as ketters deur die Roomse Katolieke Kerk vermoor en al hulle werk is vernietig, en tog het hulle die geloof in Christus of in God behou, ongelooflik. En die draaipunt kom dan met die uitvinding van die drukpers, Gutenberg in Duitsland in 1450 of 1455, waar die Bybel toe gedruk is. En vir die eerste keer toe is die Bybel vinniger gedruk as wat mense dit kon vernietig. Dit het gevolg dat, die gevolg daarvan was die hervorming in mense soos Martin Luther en Calvin, wat die Bybel bekend gestel het vir die gewone man in die straat, sodat hy dit kon lees, hy dit kon hoor, geloof in sy hart kan kom van Christus Jesus. Die derde aanval op die woord van God was die wetenskap, en dit is vandag nog die geval. Nou, die vyand
het egter nie opgehou nie. In die derde aanval, soos genoem, die wetenskap of die rede. En die duiwel was nie in staat om die Bybel heeltemal te vernietig nie, of uit die hande van die gelowiges te hou nie. En hy het daarop probeer om die Bybelse geloofwaardigheid aan te tas, om te sê, glo jy werklik dat 'n vis vir iemand kon insluk? Glo jy werklik dat daar iets was soos 'n vloed? Glo jy werklik dit? Glo jy werklik dat om die waardigheid, die geloofswaardigheid van die woord van God af te breek? En hulle het beweer dat daar is foute, daar's leuns, daar's mites, daar's fabels. In die hedendaagse mens sê hulle kan nie meer glo dat die Bybel letterlik die waarheid is nie. Ek kan nie onthou, ek dink nou daaraan dat Petrus gesê het, ek vertel nie vir julle vir verdigte fabels nie, ek was daar, ek was saam met Jesus Christus op die berg van verheerliking, ek het dit met my eie oë aanskou, ek het dit gesien. Ons het hom, as jy gaan lees in 1 Johannes hoofstuk 1, ons het hom gevat en hom gesien, ons het hom gehoor, dis die werklikheid en dit is die geloof waar die geloof vandaan kom. Hierdie mense wat hulle lewens gegee het vir die waarheid, vir die woord van God. Nou, hierdie derde aanval is nog nie verby nie, maar die Here help ons ook dat die Here mense oprig om ander mense op 'n wetenskaplike, hoog akademiese vlak kan die Christelike geloof verdedig word vandag in die tyd waarin ons lewe. Dan kom ons kyk na die dele van die Ou Testament. Die eerste deel is die wet. Nou, die Ou Testament is versamel uit 39 boeke wat deur ongeveer 30 verskillende persone geskryf is en dit het oor 'n periode van omtrent 1000 jaar strek dit. Die wetboeke, die eerste 5 boeke van die Bybel, was as die Pentateeg bekend staan, word ook die wet van Moses genoem. En hierdie boeke is deur Moses geskryf, en dit beskryf die geskiedenis van Israel, vanaf die skepping, van die tyd, tot wat die Israeliete op die punt is om die beloofde land in te gaan. En hulle word wetboeke genoem. Die wetboeke bevat die wette wat God aan Israel gegee het, en hulle moes hulle lewens, volgens die wette, moes hulle dit inrig. As kyk na die volgende skyfie, so ons sê die wette, die tweede afdeling is die geskiedenis, die geskiedenis, die wet en dan die geskiedenis. En die volgende groep boeke, dit is dan in die Ou Testament van Joshua, Rigters, Rut, Esra, Nehemia, Ester, beskryf die geskiedenis van Israel vanaf die tyd dat hulle die beloofde land binnegegaan het, in 1400 voor Christus tot met die einde van die Ou Testamentiese periode, 400 jaar voor Christus. Hierdie boeke is teïstiese, dis lerende geskiedenis. En in hierdie boeke is die geskiedenis van God se handeling met sy uitverkore volk op so 'n manier opgeteken dat God se natuur en sy weë aan die leser geopenbaar word, dat ons kan leer wat is God se wil, hoe die hart van God aan die mens geopenbaar word. Dan gaan ons oor na die volgende deel is digkuns. En die digkuns in die Bybel, ons praat van die samestelling, die versameling. Die digkuns van die Bybel, die versameling, word as die wysheidboeke of die poëtiese boeke genoem. Dis 'n versameling van 5 boeke wat losweg met mekaar verband hou en wat rondom die tyd van Salomo, 1000 jaar voor Christus, dateer. Job is 'n geskrif oor die rede verleiding in 'n mens se lewe. Psalms is 'n versameling van aanbiddingsliedere. Wanneer jy nie kan bid nie, neem 'n psalm en bid die psalm. Soek vir jy 'n psalm, lees die psalm. Spreuke is 'n versameling van wyse gesegdes. Prediker bespreek die doel van die lewe. Maar ek dink 'n mens moet byvoeg
soos Salomo daar gepraat het in die boek Prediker, lees 'n mens hoeveel keer onder die son. Ek het alles ondersoek onder die son. En dit was, in sy oë was dit doelloos, want onder die son het betrekking dit sonder God. Hy het alles probeer, alles gesoek, en hy kon nie, en dit alles was ook vir hom 'n gejaag na wind. En dan Hooglied behandel die verhouding tussen die bruidegom en die bruid. Dan kom ons by die volgende skyfie, en ons het dan die wet, ons het die geskiedenis, die digkuns en nou die profesie. Ons sien die mannetjie staan daar op 'n berg met sy aktetas en hy kyk vorentoe in die toekoms in. Die profetiese boeke, is die laaste groep boeke, is die geskrifte van Israel se profete en word daarom die profetiese boeke genoem. Daar is 4, die Bybel, die kruispaai sê belangrike, maar ek dink al die boeke is belangrik. Ek dink hulle bedoel daar is 4 profete wie se boeke baie lang boeke is, en een van hulle natuurlik Jesaja, die messiaanse profeet, Esegiel, Daniël en Jeremia. En dan is daar 12 kleiner of korter boodskappe, profete. Nou die profete, dit is vir my interessant, het in die tydperk van 750 tot 450 voor Christus opgetree. En hier is 'n belangrike punt, waar tydens Israel in morele en geestelike verval verkeer en onder die oordeel van God gekom het, geleef het en bedien het. Die profete moes mense waarsku. En as ek daaraan dink, en ek dink in die tyd waarin ons nou lewe, hoe belangrik is dit dat mense gewaarsku word om God gehoorsaam te wees, om tot bekering, om tot redding te kom, dat Christus aan hulle, om hulle te red van die komende oordeel. Hulle het mense oor die naderende oordeel gewaarsku en dan ook die toekomstige verlossing beloof. Nou as ons kyk, en dit is 'n bietjie klein moontlik op u skerm, die hoofafdelings van die Ou Testament. Ons het die wet, die verdeling, die wet. Wat is die verhouding tot Israel? Hulle morele lewe. Jy mag nie egbreek, jy mag nie steel nie, jy mag nie moord pleeg nie. Die deel van die geskiedenis, die verdeling van geskiedenis, wat is die verhouding tot Israel? Hulle nasionale lewe, van waar hulle vandaan kom. Die digkuns, wat is die verhouding tot Israel? Hulle geestelike lewe. Die profesie, wat is die verhouding tot Israel? Hulle messiaanse lewe, die Messias wat gaan kom, die een wat beloof is, wat sal kom. Nou, die temas, kom ons gaan kyk net na die temas. Daar's, ek dink 4 of 5 temas van die Ou Testament, groot temas van die Ou Testament. Uit 'n menslike oogpunt is die Ou Testament 'n versameling van 39 verskillende boeke, soos ek gesê het, oor 'n tydperk van 1000 jaar. Maar uit 'n goddelike oogpunt is dit 'n eenvormige werk wat deur 'n enkele outeur, die Heilige Gees, geskryf is. En die doel van hierdie werk is om God aan die mens te openbaar en die mens met God te versoen. Dit sien ons deur die hele offersisteem wat daar was met die tempel, dat daar was 'n versoening van die sondes. Die bloed van die dier, van 'n onskuldige dier het gevloei. Sonder die vergieting van bloed was daar geen vergifnis, was daar geen bedekking, was daar geen versoening nie. Alles 'n beeld op dit wat sou kom. Daarom bestaan daar 'n eenheid in die Ou Testament ten opsigte van die tema en die doel. En die 4 temas wat onderling verband hou, verskaf eenheid aan die boodskap van die Bybel. Nou kom, ons kyk na die eerste tema, die Seun van God. Die hele boodskap van die Bybel vind uiteindelik, dit vind vervulling in Christus. En Jesus het 5 keer het hy vir die mense daarop gewys dat die Bybel gaan oor hom. Dit gaan oor die geskrifte, gaan oor hom. Ek wil vir u een skrif lees daar. Johannes 5. Johannes 5 vers 39.
Daar staan, hy praat met die Jode aanvaar hom nie, die Jode is die skrifgeleerdes, die fariseërs, en hulle kom na hom toe, hy praat met hulle, hy sê, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen, dat julle daarin, deur die skrifte te ondersoek, het julle die ewige lewe, en dit, die skrifte, is wat van my getuig, van die verborgenheid. In die Ou Testament kom Jesus, hy openbaar hom wie hy is, hulle aanvaar hom nie. Die Ou Testament het vooruit gekyk na die koms van Christus as die gesalfde, die diensknegt van God wat redding sou voorsien en die koninkryk op aarde sou kom vestig. Die Nuwe Testament kyk terug. Hy kyk terug na die koms van Christus wat redding verseker het, en hy het ook die kerkera waar die koninkryk van God binne in ons is, hy het dit kom inlyf. Nou, ja, iemand het gesê dat die Nuwe Testament is verborge in die Ou Testament, en die Ou Testament word in die Nuwe Testament word dit geopenbaar, die eenheid. Nou, kom ons gaan kyk net na die missie van God. Wat was die missie van God? Die missie van God, naamlik om die hele mensdom met homself te versoen. Dit is ons lees dit in soveel plekke, ook in die Nuwe Testament, dit is die wil van God, dat niemand verlore sal gaan nie, maar tot die kennis van die waarheid van kom. Dit is 'n tweede tema. En daar word soms verwys na as die skarlakendraad wat deur die Bybel vloei. 40 skrywers oor 1500 jaar van 3 kontinente, en die geïnspireerde, die Heilige Gees inspireer daardie skrif dat daar 'n skarlakendraad van redding wys op Christus wat sou kom. En die Ou Testament is verlossingsgeskiedenis. Daarin openbaar God sy reddende missie deur sy magtige hand en die profetiese woorde. Die Ou Testament is 'n historiese aantekening van God wat aan die werk is om 'n manier van redding deur sy uitverkorene volk Israel en die komende Messias te voorsien. Dan gaan kyk ons na die koninkryk van God. Dit is eenvoudig gestel, is die koninkryk van God, is God, die heerskappy van God, waar mense aan die heerskappy van God hulle lewens onderskik is, en waar hulle hom as soewereine God erken, daar is die koninkryk van God teenwoordig. En die Bybel bevat die verhaal van God se plan om sy regverdige en sy liefdevolle heerskappy oor alle nasies te vestig. Die Bybel is, om so Stephen Hawthorne aan te haal, die storie van glorie, the story of his glory. Nou, kom ons gaan kyk net na die derde tema, die verbonde van God. Dit is vir my altyd interessant. As ons nou dink, ons praat van die Ou Testament, die Ou Verbond. Ons praat van die Nuwe Testament, die Nuwe Verbond. En dwars deur die Ou Testament het God 'n verhouding met die mens gehad op grond van verbonde wat hy met die mens gesluit het. Weereens beklemtoon ek dit net, God is die initieerder. Hy kom na die mens toe, hy maak 'n verbond met die mens en hy plaas sekere voorwaardes. En hierdie verbonde word elke keer deur God geïnisieer en sit die voorwaardes, die seëninge en die pligte verbonde daaraan om God te ken en vir die mens uiteen, dat die mens kan verstaan wat is die doel daarvan. En die verbonde verskaf die organiseerde raamwerk waarbinne God se verhouding met die mens verstaan moet word. Ek dink dit is so belangrik in die tyd waarin ons nou lewe as Christene in die nuwe verbond. In die nuwe verbond is daar voorwaardes. Dis nie 'n geval van
ek is in 'n nuwe verbond. Nee, ek moet sekere voorwaardes hou. Ek kan onthou toe ons die Bybelstudie gehou het oor die liefde, oor agape, het ons daarin gelees of geleer dat die hoogste vorm van om God lief te hê is om sy gebooie te doen, om te doen wat hy sê. Nou, ek het vir ons nog 'n skyf hier ingesit en ek vra verskoning as dit 'n bietjie klein is. Kom ons kyk net daarna. Die verbonde van God. Eerste lees ons die Edenverbond. Nou dit is, die ontvanger daarvan was Adam, die aard daarvan, hy moes gewerk het, en die belofte daarvan is dat hy heers oor die skepping, en die teken daarvan is dat hulle sal vermeerder, hulle sal kinders hê. Die Noagse verbond, die ontvanger van die verbond was Noag. Die aard van die verbond, belangrik, was barmhartigheid. Noag het genade gevind in die oë van die Here. En die belofte is dat daar nie meer vloede sal wees nie. Die teken was die reënboog. Die Abraham verbond was met Abraham gemaak. Die werk, dit was 'n belofte wat God met hom gemaak het. En wat was dit? Dit is alle nasies sal deur hom geseën word. En dit is bevestig met 'n eed. God het by homself beloof, by homself gesweer, as ons dink in Hebreërs 6 staande daar. Dan kyk ons na die tydperk van Moses, die verbond, met wie is dit gemaak? Dis met Israel gemaak. Die aard daarvan was die wet. En die belofte, dat God hulle God sal wees. En julle sal my volk wees en ek sal vir julle 'n God wees. En die teken, hy het hulle uitgelei uit die slawehuis uit. Die Dawid verbond, dit is met Dawid gemaak. Die aard daarvan, dit het gegaan oor die koninkryk, oor die ewige koninkryk, oor die vorstehuis. En dan kom ons by die nuwe verbond, dit waar ons in staan. Die nuwe verbond, die kerk, die liggaam van Christus. Wat is die aard daarvan? Dis genade. Dit is die verbond van genade, hoe soet klink dit, is nie meer deur werke nie. Die genade, en wat is die belofte van hierdie verbond? Dat u en ek die ewige lewe gaan beerwe. Prys die Here daarvoor. En wat is die teken daarvan? Die opstanding. Jesus Christus het opgestaan uit die dood, en so sal ons saam met hom opstaan, en ons sit saam met hom in die hemel. Nou, hierdie temas is nou verwant aan mekaar. En die missie van God is om deur die Seun van God, wat beide verlosser en koning is, die hele mensdom met homself te versoen, soos het ons genoem het. En hierdie doelwitte word deur die verbonde van God. Al God se doelwitte word deur die verbonde van God, wat die voorwaardes van die mens se herstel, verhouding met God as sy verlosser en Here stipuleer. Die verbonde stel hierdie dinge in werking. Wanneer mens na die Ou Testament in hierdie goed kyk, dan word dit lewend. Kom ons kyk net na die kronologie van die Ou Testament. Die beste manier om die Ou Testament te bestudeer is om dit in tydperiodes op te deel. En hierdie benadering help ons om God se oorkoepelende plan oor 'n tydperk te sien ontvou. Hy werk volgens 'n plan. En elke periode lewer 'n bydrae tot die missie van God. Nou, vir die doeleindes van hierdie studie sal ons die Ou Testament in 8 periodes opdeel, wat dan later deur die ander aanbieders sal aangebied word. Kom ons kyk net na die periodes. Die eerste een is die oorsprong van die nasies. Dit is van 4000 voor Christus tot 2000 voor Christus. Kan u onthou dat, ons sal dit nou meer in detail sien, dat na Noag het die Here gesê, ek gaan en versprei oor die aarde en vermeerder. Wat het die mens gedoen? Die mens het besluit, ons bly hier,
Ons bou 'n toring en ons sal nie weer dat hy vir ons so oorweldig nie. En uit die toring van Babel kom al die heidense godsdienste, alles wat demonies is, het daar ontstaan en van daar af met die nadat die Here die tonge die verwarring gebring het hulle oor die aarde versprei, maar die oorsprong is Babel. Die verkiesing van een nasie, daar was van alle nasies die oorsprong, dan die verkiesing van een nasie Israel, waar daaroor gepraat gaan word, ek dink môre aand. Dan, dit is die periode wat het gebeur het 2000 tot 1500, dan die vorming van die nasie, 1500 tot 1400 voor Christus, die besetting, dis van die land Kanaan, van die nasie, 1400 tot 1000 voor Christus, dan die uitbreiding van die Joodse volk, 1000 tot 900 voor Christus. Let net op, ons het nou gesien hoe dit ontstaan, alles die besetting, die uitbreiding, en wat gebeur dan? Die verval. Dit gaan goed met die mens beweeg weg van God, die verval van die nasies, 900 tot 600 voor Christus, 300 jaar se verval. Dan, in daai tyd is daar profete, en dan kom die oordeel van die nasies, 600 tot 500 voor Christus, en dan prys die Here, dan lees ons van herstel, die herstel van die nasies. Kom ons gaan kyk net vinnig na die verskillende periodes. Die primitiewe periode was 4000 tot 2000 voor Christus, en hierdie periode dek die tydperk vanaf die skepping tot en met die roeping van Abraham. En hierdie periode beantwoord al die belangrike vrae oor oorsprong, insluitende die oorsprong van die kosmos, die mens, die huwelik, die familie, die sonde, regering en die nasies. Belangrike gebeure sluit die skepping, die sondeval, die vloed en die Babelse rebellie in. Dan kom ons van 2000 tot 1500 voor Christus is die patriargale periode. Hierdie periode dek die lewens van die patriargare Abraham, Isak, Jakob en Josef, en dit begin met God se verbond met Abraham en volg die spoor van die ontwikkeling van daardie verbond tot by die tyd wanneer die Israeliete Egipte toe gaan. Dan kom ons by die Mosaïese periode, 1500 tot 1400 voor Christus, en in hierdie periode begin wanneer God vir Moses roep om vir die Israeliete uit die slawery uit te lei. En dit dek die tydperk van hulle bevryding uit Egipte, die verbond by Sinai, hulle ontstaan as 'n nasie, hulle rondswerwe in die woestyn. En die fokus is weer eens op die verbond wat God met Israel gemaak het by die berg Sinai. En met hierdie verbond het hulle God se mense geword en hulle ontvang God se wet. Wanneer ons Jesus Christus, hy kom na ons toe, ons neem hom aan, word ons God se kinders. En wat ontvang ons van hom? Sy gees, die wederbaring, God se gees kom in 'n mens, in u en my. Dan kom ons by die pre-monargale periode, dis die tydperk voordat daar konings was, en dit is die periode tussen Moses en Dawid. In die tydperk toe Israel die beloofde land ingekom het, maar nog nie 'n koning gehad het nie, en dit dek die verowering van die beloofde land onder leiding van Joshua en die 400 jaar siklus van sonde, van straf, van bekering, bevryding onder die rigters. In die tydperk van Israel se koninkryk het begin toe hulle natuurlik vir 'n koning gevra het. Dan sien 'n mens die nasie is vir 120 jaar onder Saul, Dawid en Salomo is hulle verenig. Ons lees altyd van die verdeelde koninkryk. Hier onder Saul, Dawid en Salomo is hulle verenig, en dit was die tydperk in die geskiedenis van Israel wat Israel die meeste voorspoed gehad het, uitgebrei het. Salomo se tempel, die rykdom, die wysheid van Salomo. En die wysheidboeke is tydens hierdie periode is dit geskryf.
Dan kom ons by die verdeelde koninkrykperiode. Dit is 930 tot 630 voor Christus. Na die heerskappy van Salomo is Israel in 2 koninkryke verdeel. Ons sien Salomo het afvallig geword. Salomo het hoogteplekke van aanbidding vir al sy vrouens of vir baie van hulle gebou. En daar kom die afval. Die afval het gekom en wat gebeur? Die koninkryk word verdeel. Dan sê hulle in hierdie studie, sê hulle die meeste konings was bose mense, wat die nasie in afgoddiens gelei het. Dink aan Manasse. Partymal was daar 'n goddelike koning wat die Here weer die volk teruggebring het. En tydens hulle periode het God, hierdie periode van afval, wat ek genoem het, het God baie profete opgerig om mense te waarsku, dat hulle, as hulle self nie gaan bekeer nie, God hulle gaan straf, soos wat die Heilige Gees tans doen, die uitroep dat tot bekering te kom om die toorn van God vry te spring. Dan kom ons by die ballingskapperiode. Dit is 600 jaar tot 540 jaar voor Christus. En die Jode het geweier om na die profetiese waarskuwings te luister en hulle is in gevangenskap ingegaan. En in hierdie tyd, die 2 belangrikste profete wat die Here gebruik het, was die van Daniël en van Esegiel, en ons sien deur hulle die toekoms, dit wat die Here deur Daniël voorspel, dit wat die Here aan Esegiel wys, die troon van God, wonderlike dinge. Dan die herstelperiode. Die herstelperiode is van 540 tot 400 jaar voor Christus tot die laaste boek. En na 70 jaar in ballingskap het God die Jode toegelaat om na Jerusalem terug te keer en die verwoeste stad en hul tempel te herbou. En tydens hierdie tydperk het hulle tot God teruggekeer. En die sleutelfigure in hierdie periode was Nehemia, wat die herbouprogram gelei het, en Esra, wat die geestelike hervorming gelei het. En dan ons laaste skyfie wat ons wil na kyk, ons kyk net weer na die oorsprong, die periode, dit was die skepping, Adam was daar, die verkiesing periode, God roep vir Abraham in Genesis hoofstuk 12, die vorming periode, die verbond by Sinaï, Moses, die wette, wat hulle moet onderhou. Dan die besetting, dit was deur Josua, die verowering van Kanaan. Dan die uitbreiding, dit was 'n tyd van kalmte onder Dawid. En dan die verval, en dit was 'n tyd van konflik, en Elia het daar baie sterk opgetree as profeet, dink maar aan Agab. En dan die oordeel, die vloek, omdat hulle aanhoudend teen God gerebelleer het, nie na sy waarskuwings geluister het nie, kom die mense onder God se oordeel en die vloek. Was dit God se wil? Dit was nie God se wil nie, maar daar was 'n verbond en daar was voorwaardes aan verbond en hulle verbreek dit. En dan prys die Here vir die woord herstel. Daar is herstel. En wanneer mens en daarmee sluit ek af, wanneer 'n mens na hierdie skyfie kyk en jy kyk na oorsprong, daar was 'n oorsprong in ons lewe. En ons is geroep as Christene om na God toe te kom. Ons kom in 'n verbond met Jesus Christus. Daar is verowering in ons lewe uit, om dit waar ons mee gebonde was, het Christus gekom, ons uit die gevangenis uit te lei. Daar was uitbreiding, ons het gegroei in die gees. Die gevaar is, wanneer dit goed gaan, is dit altyd so, dat die mens kom in daai siklus, dat jy verval. Ek het God nie nodig nie, dis nie so ernstig nie, daar is nog baie tyd. En dan kom ook in ons lewe, dat die Here ons weer gaan haal, waar ons afdwaal, en hy bring ons terug, en hy herstel ons deur sy gees. So prys die Here, dierbares, dit was 'n oorsig van 3600 jaar se geskiedenis
en ek dink seker amper ure, weet nie hoeveel. Dankie dat u ingeskakel het, en ek glo dat die bykomende aanbiedings wat gaan kom, dat u daardeur sal baat vind, wanneer die aanbieders dan meer in besonderheid op een sekere tydperke gaan konsentreer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vanaand vir u woord. Here, dankie dat u die woord van God vir ons bewaar het. Dankie vir die egtheid, die akkuraatheid van u woord. Dankie Here dat u mense gered het, wat so presies alles vir ons opgeteken het. Dankie Vader vir mense wat hulle lewens gegee het. Dankie vir martelare, Here, vir ons voordeel dat ons vandag die Bybel nog het, en dat u dit in ons hart sal werk, Here, om die Bybel, Vader, nie net fisies teen ons bors vas te druk nie, maar in ons hart, Here, dit sal bring, dat die woord van God deur u genade ryklik in ons harte kan woon. Vader, ons bid vanaand vir mense wat in hierdie aandure vervolg word vir die woord van God. Versterk hulle geloof, Vader, veral in die oosterse nasies waar die Christelike geloof vervolg word, waar daar in hierdie aandure vervolging is, Here, mense gevange neem, mense doodgemaak word, Here, versterk asseblief ons broers en ons susters in Jesus se naam, in die naam bo alle name, en so aan die Here, met die begin van 'n nuwe onderwerp, Here, wil ons ook bid. Here, ons wil bid vir ons regering. Ons wil vir die president bid, Here, vir president Ramaphosa, omdat u woord so sê. En as ons gehoorsame Christene is, gaan ons buig onder die autoriteit van u woord, en ons gaan vir hulle bid. En ons bid vir ons land Suid-Afrika. Ons bid vir die redding van kosbare siele, en ons gee u die eer, Vader, dat ons vanaand nog so vrylik by mekaar kan kom, en vir die toerusting wat ons het om dit te doen. U naam word verheerlik in Jesus naam. Amen. Die Here seën u, en ons wens u 'n goeie nagrus toe in die naam van Jesus Christus. Goeie nag.